Goeiemôre almal. Welkom by ons Afrikaanse diens vanmôre. Ons is bly om julle elkeen hier by ons te hê. Veel geluk aan ons mammas. Dis van julle wat mammas is. Ek dink dit is Moedersdag vandag. So as julle nie al klaar 'n bietjie bederf is nie, hopelik is daar bederf op pad. So ek weet vir 'n feit ons het 'n paar dingetjies aan die gang, maar vanoggend was nie die beste poging, dat ek net so stel en anders sal saamstem, maar ons gaan definitief beter doen wanneer kerk uit is vandag. So as jy enigiets soos ek is, jy kan altyd opmaak na kerk en dis nie 'n probleem nie. Ek gaan julle vra om julle Bybel saam met my oop te maak by 1 Johannes vanmôre. Ek gaan 'n bietjie van 'n breek vang met 2 Korintiërs. En ek dink daar's 'n goeie rede daarvoor. Nommer 1, dit is goed om so 'n bietjie 'n breek te vang. Ek dink dit is nodig vir ons om 'n bietjie meer veelsidig te wees met tye sodat ons goed ten volle ingelig kan wees oor wat die Here van ons verwag in sy woord. En soos dit staan, die skrywers van die Bybel, en ek dink nou spesifiek aan die Nuwe Testamentiese skrywers, hulle het natuurlik hulle onderwerpe waarop hulle fokus en so aan. So dis nie asof elke liewe klip omgedraai word nie. Dit is beslis nie die geval nie. En dis maar die rede hoekom ek dit doen. Dis die groot rede. So dit gee julle 'n bietjie 'n breek, maar in dieselfde asem is dit ook nodig sodat ons 'n beter geheelbeeld kan kry oor die skrif. So nou vir vanoggend gaan ek julle vra om julle Bybels oop te maak by 1 Johannes hoofstuk 3. 1 Johannes hoofstuk 3. En voordat ons na die teks kyk wat voor ons lê, wat hier voor ons lê vanoggend, wil ek net gou-gou vir julle 'n bietjie 'n agtergrond gee oor Johannes. Kom ons dink net eers 'n bietjie gou-gou aan die apostel hierso. Natuurlik was hy een van die disippels van Christus. Hy was éventueel 'n apostel of 'n gestuurde wat na Pinkster baie magtig gebruik is deur ons Here. Hy word nie so seer genoem soos Petrus of Paulus nie, maar hy was inderdaad daar. En wat ons weet oor Johannes is ook die feit dat sy lewe nie net maanskyn en rose was, veral so aan die einde van sy lewe nie. Ek dink soms het ons hierdie opinie, en dit is maar natuurlik hoe sommige kerke daaroor dink, is dat om 'n Christen te wees, is om altyd welvarend te wees en om voorspoedig te wees en dit is hulle definisie daarvan om die guns van die Here te dra. Met ander woorde, die Here soek jou net ryk en vet en gesond. Okay, dit is die mantra in sommige kerke en dit is so hartseer dat dit die geval is, want as ons kyk na die kerkgeskiedenis, dan kom ons bitter vinnig agter dat om 'n Christen te wees is ook om iemand te wees wat ly. Gister het ek nog 'n geleentheid gehad om ons Heiland en Heer inisiatief te lei en dit was my onderwerp. Dit was oor lyding as 'n prediker. En dit is natuurlik ietsie wat ons oor en weer na gaan kyk in 2 Korintiërs. Maar Johannes was een van dies wat moes ly, natuurlik. En hy was 'n kind van die Here en hy was 'n voorloper van dies wat moes ly. En wat ons ook weet oor Johannes is dat hy het baie klem gelê op liefde as 'n kenmerk, of as ons dit so kan uitdruk, as daai beheerende kenmerk van wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Wat bedoel ek daarmee? Wel, ons sal met tye baie dinge hoor oor wat dit beteken om 'n Christen te wees, is dit nie? Maar vir Johannes, en as hy nou vandag hier sou wees, en eendag sal ons moontlik die geleentheid hê in die hemel om met van hierdie ouens te gesels, en dan sal hulle dalk 'n bietjie beter vir ons kan verduidelik wat hulle bedoel het met hulle geskrifte, maar ek dink dit is redelik voor die hand liggend om te verstaan dat vir Johannes was dit baie, baie duidelik noodsaaklik om liefde uit te lig as daai kenmerkende of beheerende karaktereienskap van 'n Christen. Nou hoe weet ons dit? Wel, hier is 1 Johannes. En net om vir jou 'n bietjie jou agtergrond te gee oor wat hy geskryf het aan die kerke deur sy sendbriewe, en daar was 3 van hulle, maar die eerste een is die groter een, en daar's 5 hoofstukke, die res is bietjie kleiner, actually baie klein. Sy heel laaste een is 1 hoofstuk basies. En
En wat Johannes hierso probeer uitdruk van die begin af, is dat daar is dinge wat in 'n kind van die Here se lewe gaan moet verander. Die oomblik wanneer hy 'n kind van God word. Nou weet ons, daar is 'n punt, daar is 'n dag, daar is natuurlik 'n oomblik in tyd en spasie wanneer 'n persoon 'n kind van God word. As jy my persoonlik sou vra wanneer en waar dit gebeur het, sal ek vir jou sê ek is nie seker nie. Ek weet nie. Ek kan nie vir jou sê wanneer, wat die dag en die uur is nie, maar ek weet vir 'n feit, die Here het my gered. Die Here het my gered. En die groot rede, of een van die groot redes hoe ek dit weet, is dat ek het 'n basiese liefde ontwikkel vir God en vir God se mense. Dis daai kenmerkende, beheerende karaktereienskap. Nou sal sommige van julle vinnig wees om te dink, ja, hy kan ook maar 'n bietjie liefdeloos wees met tye, en ek sal vir julle sê, ja, ek stem saam. En vra my vrou, sy sal die eerste een wees wat vir jou sê, ja, hy kan maar 'n bietjie nors wees met tye, of die of daai, en ons almal kan so wees, maar hier's die punt, en dis die groot punt, wat Johannes in sy brief maak, is dat as jy 'n kind van God is, nommer 1, gaan daar 'n groot verskil in jou lewe wees. En nommer 2, en ek wil sê dit is samehangend met die eerste, is dat jy sal begin geleer ken word as 'n persoon wat lief is vir God, vir sy mense, vir sy dinge, alles oor God. Alles oor hom. Nou, ongelukkig, in Johannes se tyd wat hy hierdie woorde geskryf het, die hele brief, 1 Johannes, was daar 'n klomp dinge aan die gang wat nie so goed was nie. Om die waarheid te sê, wat baie sleg was. Onder andere die kerke in hierdie tyd van die kerkgeskiedenis was grootliks saamgesweep om te glo in 'n Griekse filosofie wat vir hulle geleer het dat dit was een ding om God te dien in die gees, maar dat dit 'n ander ding was om God te dien in die vlees. Hier is waarvan ek praat. Onder andere die agnostiese mense, nie die agnostiese, die gnostiese mense. Ons sal sê in Engels the Gnostics. Dis vanaf die Griekse woord gnosis. Dies wat gedink het hulle het kennis. Dies wat gedink het hulle het wysheid. Hulle het hierdie, ek wil sê hulle het hierdie onderskeid begin tref tussen die gees en die vlees. En dit is ook inherent 'n uitvloeisel van Plato en dinge wat hy geleer het en wat hy voorgestel het aan die mense. En dis als deel van Griekse mitologie en filosofie. Soveel so dat dit die kerke begin beïnvloed het. Onthou, dit is tog in 'n Griekse milieu wat die kerk gebore is, as jy wil, 'n Romeins-Griekse milieu. Soveel so dat daar was dies van hulle onder hulle, in hulle geleedere, wat hulle self oortuig het dat hulle kan sonde pleeg, en selfs die grootste van sondes, as ek dit so kan uitdruk, en tog in hulle gees God dien. En dis wat die algemene Griek geglo het. Hulle het gedink, wat ook al hulle doen in die vlees, of dit nou is as hulle dronk word, of as hulle horeer, of wat ook al dit is iets wat gepleeg word in die vlees, en dit kan nie die gees affekteer nie. Kom binne Johannes. Wat het Johannes hieroor te sê? Well, hy het 'n paar dinge om te sê. Nommer 1, hy begin by 'n definisie van wat God is, wie hy is, of hoe ons hom kan verstaan as God. Lees daar saam met my hoofstuk 1 vers 5. Hy sê aan ons, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig, God is lig, en geen duisternis is in hom nie. So eerstens, per definisie, as jy vir iemand wil sê wie God is, jy sal 100% akkuraat korrek wees, as jy aan hulle sê, God is lig. God is lig, maar okay, nou moet ons dit verduidelik. Ons bedoel nie noodwendig hierdie lig, soos hierdie lig wat op my skyn nie, of die lig wat op jou skyn nie. Daai is 'n wetenskaplike tipe lig, né? As Johannes sê God is lig, wat hy bedoel is, hy bedoel dit as 'n metafoor vir iets anders. En nou skielik, soos wat ons aanhou lees, kom ons agter wat hy bedoel daarmee. God is lig, en in die teenoorgesteld, en geen duisternis is in hom nie. Geen duisternis is in hom nie, asof om te sê, God is 100% moreel perfek. Dis meer waarna hy verwys. Nou ek weet, daar was 'n stadium, daar was stadiums, wat God homself aan mense openbaar het, in die fisiese wêreld.
Hoe dit gebeur het, moet my nie vra nie. Okay, maar ek weet daar was 'n man Moses wat eendag vir ons daai storie sal vertel. Okay? En God het homself letterlik in die skeur van 'n rots weggesteek. Dis wat die Bybel vir ons sê. Of Moses het homself moes wegsteek. God het hom weggesteek en God het letterlik net agter sy rug verby beweeg. En dit was genoeg vir Moses om toe nou basies iemand te gewees het wat nie eers na gekyk kon word nie, toe hy afgekom het van die berg af. Hulle kon nie eers na Moses kyk nie. So het hy geblink. Moenie my vra hoe hierdie dinge gebeur het nie, maar ek weet wel dat as Johannes na God verwys as lig, wat hy eintlik hierso probeer wegdra, is dat God is moreel perfek, heilig. 100% sonder sonde. 100% perfek in al sy weë. Met ander woorde, als wat ek en jy nie is nie. Nou weet ek sommige van julle is al klaar en die dink, ja maar dis die ja maar wat ek wil by uitkom vanoggend. Jy sien, en dis ook die ja maar wat Johannes by uitkom. So met ander woorde, as God lig is en daar is geen duisternis in hom nie, luister wat sê Johannes vers 6, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, wat doen ons dan? Dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. So enige persoon, hier is die groot punt, ek gaan by hoofstuk 3 uitkom, gee my net 'n kans. Hier is die groot punt, enige persoon wat sê, hy is in God, of sy is in God, hulle glo in God, hulle het Christus in hulle lewe, maar wat nie wandel in die lig soos wat hy in die lig wandel, met ander woorde, in heiligheid van lewe nie. So 'n persoon se testament van redding kan ons erg betwyfel. Dis die groot punt. Want God is in die lig, God is moreel perfek. Ek weet ons is nog nie moreel perfek nie, maar as jy van God is, as jy in Christus is, gaan dinge begin verander. Dis 'n feit. Jou lewe gaan begin transformeer. Dink aan wat Paulus in Romeine 12 gesê het. Moenie konformeer word tot hierdie wêreld nie, maar word getransformeer deur die vernuwing van jou verstand. Dis wat die Here verwag en dis wat die Here vereis, maar ek wil sê dis 'n absolute noodsaaklike uitvloeisel van redding. As julle verstaan wat ek bedoel vanoggend. Dan in hoofstuk 2 gee Johannes vir hulle 'n spesifieke voorbeeld van hoe dit lyk om God se liefde in hulle lewens te hê. Met ander woorde, hoe dit lyk om 'n kind van die Here te wees wat in die lig wandel. Luister wat hy sê in vers 15, dis nou hoofstuk 2 vers 15. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. En weer eens interessant genoeg, wat hy hierna verwys is nie die fisiese geskepe orde nie. Dis nie waarna hy verwys nie. Maar hy verwys na die sisteem van die wêreld. Hy verwys na die orde van die wêreld. Hy verwys na die beginsels soms, die morele waardes van die wêreld. Dis waarna hy verwys, waarvan wie die Satan as die vader daarvan gesien kan word. Hy sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. Hoekom nie? As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. So natuurlik weet ons nou, dis nie die geskepe orde nie, nê? Ek is baie lief vir die berge, ek is baie lief vir die see, ek is baie lief vir die natuurlike wêreld wat die Here geskep het vir ons om te geniet. Maar dit is iets wat net geskep is. Dis nie die skepper nie. Sien, dis die groot verskil. Dis iets wat ons help en ons aanhits om die skepper te aanbid soos wat hy alleen verdien om aanbid te word. Dit is moontlik dat sommige van sy luisteraars hierdie boodskap moes hoor. Dit is moontlik dat hulle moes gehoor het om nie die wêreld lief te hê nie, want dit is moontlik dat miskien te veel van hulle 'n bietjie te gemaklik begin raak het in hierdie wêreldstelsel waar hulle self bevind. En dit was 'n wêreld soos die wêreld waarin ek en jy groot geword het of groot word. Dis 'n wêreld met hulle populêre mense met filosofieë,
met aantreklikhede en vermaaklikhede en allerhande aantrekkings. Dit is dieselfde tipe sisteem wat geheers het in Johannes se tyd en die hoorders van hierdie woorde van Johannes. So niks anders nie. Nie 'n groot verskil nie, definitief nie. En sommige van hulle het so gewoond geraak, Jan, miskien verlief begin raak op hierdie wêreldsisteem dat hulle moes hoor, jy wat sê jy's in die lig, maar tog begin jy lewe soos die wêreld of jy lewe soos die wêreld en is redelik duidelik vir die res van ons dat jy lewe soos die wêreld. Jy kan nie sê dat God in jou is nie of dat jy in God is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Kyk nou saam met my na hoofstuk 3. So gepraat oor liefde. Luister wat Johannes te sê het oor 'n broederlike liefde en ook, as jy wil, 'n susterlike liefde wat kinders van die Here vir mekaar moet hê. Luister wat sê in vers 15 en dis net om 'n bietjie agtergrond te skets, maar die fokus van die res van ons tyd gaan vers 16 tot 18 wees. Maar lees daar saam met vers 15. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Geen moordenaar. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met tong nie, maar met die daad en in waarheid. Maar met die daad en in waarheid. Liewe luisteraar, vanoggend wil ek hierdie liefde wat ons veronderstel is om vir mekaar te hê, hierdie broederlike liefde wil ek die volgende manier aan julle voorstel. En ek dink Johannes doen dit op so 'n wonderlike wyse. En dis drieledig. Die eerste ding is ons moet weet hoe liefde lyk. Dit is wat hy aan ons voorstel en ons gaan sien wat hy bedoel in vers 16. Tweedens, as ware gereddenis en as kinders van die Here moet ons weet hoe die liefde nie lyk nie. So nommer 1.1 is, hoe lyk dit? Nou, wat is die prototypiese voorbeeld van hoe dit lyk om lief te hê? Maar tweedens, en dis wonderlik vir ons begrip om dit so te sien, moet ons ook weet hoe liefde nie lyk nie. As jy enigstens soos ek is, ek verstaan beter wat iemand vir my probeer verduidelik soms, as hulle vir my sê wat die teenoorgestelde is. As jy enigstens soos ek is. Anna het sulke oomblikke in ons huishouding. So, moenie die seep so in die wasmasjien sit nie. Okay? En dis 'n goeie voorbeeld. Hoekom nie? Wel, want dan gaan dinge skeefloop. Of moenie dit so doen nie, doen dit so. So selfs in die negatief is dit nodig vir ons om te verstaan hoe die liefde nie lyk nie, want dit help ons weer eens om dit in sy positiewe sin te identifiseer wanneer ons dit sien. En dan derdens en laastens moet ons liefde ooreenkomstig beoefen. Met ander woorde, van persoon tot persoon. Van broer tot broer, broer tot suster, suster tot suster. Nee, dit is die patroon in die Bybel en dit is inderdaad wat Johannes hierso adresseer in hierdie 3 verse. So eerstens, ons moet weet hoe die liefde lyk. Ons moet weet hoe dit lyk. Nou ek dink Paulus het al klaar 'n wonderlike taak verrig om vir ons te verduidelik hoe ware Bybelse liefde lyk. Dink maar net aan 1 Korintiërs 13. Nou jy sal dit by elke troue hoor. Okay, wat doen die liefde? Hoe is die liefde? Met ander woorde, hoe reageer die liefde? Hoe tree die liefde op? Wel, die liefde is langmoedig. Die liefde is nie kort van draad nie. Die liefde is die liefde verwag nie die nie. Die liefde is nie daai nie. Al hierdie dinge word ons vertel in 1 Korintiërs 13, 'n wonderlike teks in die Bybel, natuurlik, en dit is net te verwag dat dit altyd of soms by 'n huwelik sal gelees word. Nie altyd nie, maar ek sal sê meer gereeld as nie. Want dit is per definisie 'n prototipe van God se liefde. Dis waarvan Paulus daar praat. Nou Johannes doen dieselfde. Johannes praat van 'n tipe liefde wat nommer 1 sy oorsprong in God het,
Want niemand sal lief hê as hulle nie eers God se liefde gesmaak het, nie. Dis 'n gegewe. Maar as iemand, en dis die punt, as iemand die liefde van God gesmaak het, en dit het 'n verskil in hulle lewens begin maak, en dit 'n effek in hulle lewens begin hê, dan sal dit ook sigbaar wees in hulle lewens. En ek praat van hulle horisontale lewens. Soos hulle optree teenoor hulle broers, en teenoor hulle susters. So hoe lyk hierdie liefde? Lees saam met my vers 16. Luister wat sê Johannes, sê, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Okay. Nee, kyk, hierdie is 'n tall order. Maar wat doen Johannes? Kom ons kyk daarna, stap vir stap. Eerstens sê hy, hieraan het ons die liefde leer ken. So, okay, wat is die vraag? As die vraag ooit was, Johannes, hoe kan ons weet hoe ons moet lief hê? Hoe kan ons selfs weet dat ons waarlik lief het soos wat Christus sê ons moet lief hê? Hoe kan ons dit weet? Wel, hier is die antwoord. Hieraan kan jy liefde leer ken. Hieraan, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewens vir die broeders af te lê. Met ander woorde, die prototipe van liefde, die hoof voorbeeld van liefde is Christus hy self. Dis hy. Christus is die hoof voorbeeld van liefde. Kyk nie verder nie. Kyk net na hom. As jy wil weet hoe om lief te hê, kyk na Jesus. Nou, hoe het hy lief gehad? Oh, hy het sy lewe, sê Johannes, vir die broeders afgelê. Dis wat hy gedoen het. Nou, hoe weet ons dit? Oh, gaan lees die evangelies. Gaan lees wat hy gedoen het toe hy op aarde was. Gaan lees hoe hy opgetree het teenoor sy broeders. En gaan lees hoe hy éventueel die pad van die skedel gestap het, al die pad tot die kruis, waar hy gehang is aan die kruis vir ons sondes. Dis sy voorbeeld. Nou hier is die olifant in die kamer. Hier is nie regtig 'n olifant in die kamer nie, worry nie. Okay, hier is die geestelike olifant nou hier, okay? Right, die figuurlike olifant in die kamer. Hoe kan dit wees dat ons op enige manier selfs kan begin om hierdie tipe liefde teenoor mekaar te modelleer? En ek dink dit is 'n baie goeie vraag om te vra, want wat Johannes hierso verwag is die tipe liefde wat Christus vir sy mense gehad het. Dis wat hy verwag. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broers af te lê. So, Johannes, wat sê hierso? Sê jy dat ons hierdie, ek bedoel, in 'n sekere sin klink dit asof jy perfektheid verwag hierso. Want dit is wat Christus se liefde is, dis 'n perfekte liefde. Dis 'n tipe liefde sonder enige neeweffekte. Soms kan ons tipe liefde, en dis nie Christus se liefde nie, maar ons wat nog sondaars is, wat nog nie heeltemal verheerlik is nie, daai dag kom nog, ons tipe liefde kan 'n baie skewe liefde wees. So hoe is dit moontlik? Wel, die punt is, vir hulle wat gered is, vir hulle wat daarop aanspraak maak dat hulle in die lig is, en dat hulle in God is, vir hulle moet ten minste begin probeer. Dis die punt. Dit is 'n gegewe dat hulle gaan val, en dat hulle gaan opstaan. Liewe luisteraar, dit is 'n gegewe dat jy weer, na hierdie diens vanoggend, jy gaan huis toe gaan, en daar gaan een of ander iets wees wat jy doen, wat nie die beste van aksie was nie. Okay, dis 'n gegewe. Ons hou aan om sondaars te wees. Daai dag van ons totale, absolute verlossing, dis nog op pad. Jy's klaar verlos soos jy hier sit as jy in Christus is. Dis 'n feit. Maar daai dag wanneer die sonde heeltemal gelig gaan word, en die effek van die sonde val, daai dag is nog op pad. Dis nog in die toekoms. So hoe kan ons eers begin? Wel, weer eens, die punt is, as jy in Christus is, kan jy begin. Jy kan. Dis die groot punt wat hy maak hier in 1 Johannes. En dis die groot vraag wat hy beantwoord is.
Hoe kan ek weet dat ek werklik 'n kind van God is? Hoe kan ek weet dat ek werklik in God is? Hoe kan ek weet dat my sondes my werklik vergewe is? Hoe kan ek weet dat ek sy kind is? Wel, hoe kan jy dit weet? Wel, daar gaan basiese elemente in jou lewe teenwoordig wees, wat as bewys staan daarvan. En vir Johannes, die nommer 1 treffer karaktereienskap is liefde. Is liefde. Broederlike, susterlike liefde, dis wat dit is. Daar's 'n ander voorbeeld wat ons in die Nuwe Testament kan vind oor Christus se voorbeeld van hoe hy homself neergelê het. U kan saam met my kyk na Filippense 2. Luister wat Paulus sê aan die Filippyne. Hy sê in vers 5, dis nou hoofstuk 2, nee, hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Met ander woorde, hy hou hulle nou op gedrag, né? Dis wat hy doen. Julle Filippyne, julle wat bely om kinders van die Here te wees, as dit is dat julle werklik kinders van die Here is, dan moet hierdie tipe houding in julle teenwoordig wees. Hierdie is wat julle gesindheid moet wees. Nou wat is die gesindheid? Lees saam met my van vers 6 af. Hy, Christus, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Dis wat Christus gedoen het. So nou is Paulus onredelik om hierdie tipe voorbeeld voor hulle te hou? Nee, glad nie, want Paulus het iets verstaan oor die nuwe geboorte. Paulus het iets verstaan oor die wedergeboorte, en dieselfde Paulus het verstaan dat as enige iemand in Christus is so 'n persoon 'n nuwe skepsel. En alles is in die proses van nuut maak, of nuut word, as 'n persoon in Christus is. So hou die voorbeeld van Christus voor hulle, absoluut. En dit is wat Johannes vir ons doen vanoggend. Gaan terug 1 Johannes 3 toe. Lees weer daar vers 6 en hieraan, aan hierdie voorbeeld, hierdie prototypiese liefde, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy Christus sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Ons behoort, met ander woorde, dit is net ietsie wat aangeneem kan word. Dis 'n ding wat veronderstel kan word. Jy weet as iets 'n veronderstelling is, né? In Engels sal ons sê an assumption. Hierdie is 'n normale veronderstelling om te maak. As iemand in Christus is, sal hulle iemand wees wat hulle lewe neerlê. Dis wat hulle sal doen. Daar is verskeie maniere wat, ek wil sê, wat dit kan voete kry in ons kerk, definitief. Maar ek wil die Heilige Gees in jou lewe vandag speel, en jy weet presies wat daai areas is wat jy moontlik nie jou lewe aflê vir jou medemens nie. Kan dit wees mans en vrouens, ek weet nie, man, hoe lê jy jou lewe af vir jou vrou? Vrou, hoe lê jy jou lewe af vir haar? Dink maar net weer in terme van Efesiërs 5, gaan lees daai hoofstuk weer eens, en Paulus praat van hoe dit lyk, hoe dit gestalte vind in ons lewens. Mans, wees lief vir julle vrouens, soos wat Christus die kerk lief het. Soveel so dat hy wat gedoen het? Dat hy sy lewe gegee het vir die kerk. Die kerk is die voorbeeld. Christus in die kerk is die voorbeeld vir wat? Vir man en vrou en hulle huwelik. En hulle verhouding met mekaar. En die vrou is 'n voorbeeld van onderdanigheid. En Christus, weet ons, het homself onderdanig aan die Vader. Dit weet ons. En op daai manier is Christus ook 'n voorbeeld. En hy's 'n wonderlike voorbeeld, maar hy's 'n perfekte voorbeeld. Maar net omdat hy 'n perfekte voorbeeld is, beteken nie dat ek en jy wat nog onperfek is, as dit 'n Afrikaanse woord is, nie kan begin probeer nie. Want as jy 'n wedergebore kind van God is, dan kan jy begin. Jy kan begin. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en so ook, liewe luisteraar, elkeen van ons, behoort ons lewens vir die broeders af te lê. Maar soos ek beloof het,
Johannes adresseer ook hierdie broederlike liefde in die negatiewe. En dit bring my by ons tweede punt. Ons moet ook weet hoe die liefde nie lyk nie. Okay, dis nou die voorbeeld in die negatiewe. As jy die ware Jakob wil verstaan, moet jy soms kyk na die nie ware Jakob. Jy weet, dit is hoe hulle soms hulle soms baie kosbare edelstene of iets soos dit. Dis hoe hulle actually weet dat hierdie 'n kosbare edelsteen is, want hulle vergelyk dit met die jy weet die imitation een, hulle vergelyk dit met die kunsmatige ene, en so kan hulle vergelykings tref in die wêreld waarin ons leef. So Johannes doen dieselfde, lees saam met my vers 17. Maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeders sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Dis 'n vraag, en in 'n sekere sin is dit ook 'n retoriese vraag. En wat Johannes nou hierso doen is, nou kyk hy na die negatiewe, hy kyk na wat nie 'n goeie voorbeeld is nie, en wat eintlik 'n slegte voorbeeld is. En die baie spesifieke voorbeeld wat hy gebruik, is in materiële terme, as ek dit so kan uitdruk. Maar wie die goed van die wêreld het, met ander woorde, wat goed is, hy's wel af, hy het dinge, hy het maniere, hy het hulpbronne, hierdie persoon wat so is, maar wat sy hart vir sy broeder toemaak, of wat sy hart vir sy broeder toegesluit het, hoe kan dit wees, dat ons van so 'n persoon kan sê, dat die liefde van God in hom is? Met ander woorde, die luidkeelse antwoord is, dit kan nie, hoegenaamd nie. Van enige persoon, weer eens wat in Christus is, ja, daar gaan 'n verandering wees, maar weer eens, dit is, vir hulle gaan dit als oor hulle Christen vriende, dit gaan als oor hulle broers en susters in Christus. Ons perspektief as mense verander, wanneer ons kinders van die Here word, en so verander ons uitkyk, so verander ons perspektief oor die wêreld, as 'n geheel. En so raak God en God se kinders die fokuspunt in elkeen van ons lewens. Dis 'n gegewe. Maar ongelukkig wil ek sê, selfs dies wat hierdie tipe fokus kan hê, ons word versoek, en jy sal versoek word, om soms jou hart vir jou broer toe te sluit. Kan gebeur. En dit mag dalk nie so voor die hand liggend wees, soos wat Johannes dit hierso probeer verduidelik nie. Dit mag dalk nie so voor die hand liggend wees, soos om vir iemand net te sê, as hulle jou vra om hulle te help kos op die tafel sit nie. En daar is sulke gevalle, daar was al sulke gevalle in ons kerk, en ons doen presies wat ons kan, met die hulpbronne wat die Here vir ons gegee het, om sulke persone te kan help. Wat ook al dit is. Maar dit hoef nie so 'n werte voorbeeld te wees nie. Dit hoef nie so voor die hand liggende voorbeeld te wees, soos wat Johannes hierso gebruik nie. Dit kan iets 'n bietjie meer subtiel wees, en op 'n baie meer subtiele manier kan ons onsself oortuig om nie iets vir ons broer of vir ons suster te doen nie. En dit is eintlik ook wat Johannes hierso teen waarsku. Daar's natuurlik die groot voor die hand liggende maniere, maar dan is daar ook dies wat so onder die radar glip. Dinge wat 'n bietjie meer kripties is, as ek dit so kan uitdruk. Maak jou hart toe vir jou broer. Maak jou hart toe vir jou suster. Ek weet nie hoe dit lyk in jou lewe nie. Ek weet hoe dit in my lewe kan lyk. Okay, kom ek wees nou baie oop hierso met julle. Dit sal soms, is nie gereeld nie, okay? Soms met my gebeur, dat ek is moeg, en dit is menslik, ou verstaan dit, maar ek dink nie dis 'n verskoning nie. En ek weet, daar's 'n broer of 'n suster wat hulp nodig het, en dit gebeur baie keer op my foon, WhatsApp. Dit gebeur op WhatsApp. Okay, WhatsApp maak baie geld uit my uit. Ek weet nie, seker ook uit jou uit, op 'n manier. Ek weet nie hoe hulle dit doen nie, maar ek weet hulle doen. Maar dit sal as 'n boodskap verskyn of iets, en dan sal ek dink, ek gaan dit aandag gee, maar vir nou is ek moeg. Vir nou is daar ander dinge wat ek by wil uitkom. En is nie noodwendig dat daar hierdie groot familie dinge was wat aan die gang is nie, gesinsdinge wat ek by moes uitkom of enigiets nie. Dis nie asof ek nou spesifiek tyd met my vrou moet spandeer nie, want daar is sulke tye, en dis okay as dit gebeur, en daai boodskap kan net 'n bietjie wag, maar ek adresseer 'n voorbeeld nou hierso, waar ek in my hart besluit het, daai persoon kan net 'n bietjie wag. En ek het nie eintlik 'n goeie rede, dat ek sê hulle kan wag nie. Miskien
op 'n baie subtiele manier het ek my hart tot daai broer toegesluit. Dis moontlik. Ek weet, dis nou 'n baie kriptiese voorbeeld, maar ek weet, sulke dinge gebeur in julle lewens. Ek weet dit. Want as dit in my lewe gebeur, sal dit in jou lewe gebeur. Ek is net nie seker presies hoe dit wiele kry in julle lewe nie. Ek weet nie. Maar daar is baie subtiele maniere, daar is kriptiese maniere, wat ons harte kan toesluit vir ons broers en ons susters. Ja man, dit kan iets so simpel wees soos die, wie wat, ek het nou so en so uitgenooi om by my te kom eet, maar hy het nie my uitgenooi om by hom te kom eet nie, so nou gaan ek hom nie weer uitnooi nie. Dis stupid. Okay? Kyk, dis kinderagtig. Kyk, kinders redeneer so. En soms doen ons dit, en dit is 'n uitvloeisel, ek wil sê dit is 'n manifestasie daarvan, om daai besluit te gemaak het, ek gaan my hart nou 'n bietjie toer maak vir daai persoon, en Johannes sê, moet dit nie doen nie, dis wat hy sê, moet dit nie doen nie. Dit mag dalk iets so subtiel wees soos die volgende, ag weet wat, ek dien al hierdie kerk vir soveel jaar, en nou kan iemand anders 'n bietjie hulle kouse optrek en ietsie doen. Ek het al daai houding gehad. Johannes praat teen my, as ek daai houding het. Okay, iemand anders kan dinge 'n bietjie doen. Okay, nou gebeur dit soms, dat almal is al by die huis, en ons is op pad om deure toe te sluit, en dan lê die swart sakke nog daar, en dan weet wat, Here, dis vir my gelos. Dis om my nederig te hou. Want weet wat, ons is almal in dieselfde span. Ons is. Ek is nie te goed of te sleg vir enigiets nie. En so ook is jy nie. Gesamentlik roep die Here ons, nie net dit nie, maar hy gee ons opdrag om nie ons hart tot ons broeder toe te maak nie. Niks is benede ons nie, niks is bo ons ook nie. Alles op dieselfde tyd, tot en met die Here vir ons kom, of deur die dood, of deur die wegraping. So moet ons houding wees. Moenie jou hart toesluit vir jou broer nie, moenie dit doen nie. Maak nie saak wat hy doen nie, en moenie laat sy gedrag, of haar gedrag teenoor jou, die barometer wees vir wat jou gedrag moet wees nie. Moenie dit doen nie. Okay? Kom ons maak ons Bybels toe en ons sê amen. Ek wil graag hierso eindig, serieus. Moenie dit doen nie. Want as ons dit doen, dan maak ons harte toe vir ons broers, en daar is soveel maniere, wat ek weet, soos wat julle hier sit vanoggend, wat die Here nog wil hê, jy moet jou broer of jou suster dien in liefde. En dit is 'n lewenslange opdrag. Lewenslang. So nou dat julle weet hoe die liefde nie moet lyk nie, gaan ek julle vra om julle harte so te open vanoggend, dat ons almal op 'n hernuwe wyse God se liefde ooreenkomstig beoefen onder mekaar. Dit lei my tot my derde punt. Ons moet liefde ooreenkomstig beoefen. Wat bedoel ek met ooreenkomstig? Met ander woorde, ek sê seker of ons dit so in Afrikaans kan sê nie, maar dit is, in Engels sal hulle sê reciprocating, né? Maar ek weet in wiskunde is daar 'n term, 'n resiprook, né? Dis hoe jy dit sê. Okay, dit beteken dis die inverse, nee, right. So dis wat hier moet gebeur. Okay, op 'n inverse manier, nie 'n perverse manier nie, 'n inverse manier moet ons mekaar lief hê en ons moet mekaar dien in liefde. Dis 'n ding wat ooreenkomstig moet geskied in ons geleedere. Nou, hoe weet ek dit? Lees saam met my vers 18. Luister wat sê Johannes. Kyk, onthou nou, hy het nou in die positief vers 16 het hy gesê wat die liefde is, hoe dit lyk. Dis 'n tipe liefde wat neerlê, soos wat Christus sy liefde neergelê het. Tweedens het hy vir ons gewys in die negatief, soos dit nie is nie, hoe dit nie moet lyk nie. Dan word dit nie 'n toesluit van jou hart vir jou broer nie, of dit op 'n materiële wyse is, of 'n geestelike wyse, maak nie saak nie, dit als het 'n effek op die geestelike elk geval. Nou gaan hy vir ons sê, gaan uit en doen dit. Dis wat hy nou vir ons in vers 18 gaan sê. Kyk wat sê hy. My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in wysheid. Hierdie is die opdrag. Hierdie is die gaan nou en gaan doen dit. Dis wat hy doen. En as jy vir 'n oomblik gedink het, hy is besig om af te kyk op hulle of neer te kyk op hulle, dis nie wat hy doen nie, as hy hulle adresseer as my kinders. In die Engels sal hy sê, my little children. En ek dink in die Engels sal 'n ou
geneig is om die indruk te kry, miskien is hy 'n bietjie neerhalend, maar dis nie wat hy doen nie. Glad nie. Jy sien, hy sien homself as 'n geestelike vader oor hierdie kerke wat die Here hom aangestel het. En hierdie gehoor, hierdie gehoor wat hom toehoor in hierdie woorde wat hy aan hulle geskryf het, wat hy aan hulle agtergelaat het, hulle is veronderstel om hulle self te sien as sy geestelike kinders. So jy sien, so wat hy adresseer is 'n geestelike verhouding. Hy sien hulle as sy kinders. Hy sien hulle as kindertjies in 'n skool wat hy oplei en wat hy lei, en kinders wat hy mee baie geduld moet hê. Vir sommige van hulle, my kinders luister. Laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in wysheid. So hier is wat hy sê, so eenvoudig soos dit, laat jou woord by jou daad uitkom. So maklik soos dit. Dis wat hy sê. Kom ek lees dit nog 'n keer. Laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. So sommige sal dalk vra, so beteken dit, bedoel hy hierso dat ons glad nie in woord mag lief hê nie? En daar is 'n manier wat dit kan gebeur. Dis nie wat hy bedoel nie. Met ander woorde, hy praat nie teen belydenis nie, glad nie. Belydenis is deels van wat ons doen, nê? Ons bely die naam van die Here, ons bely ons liefde vir mekaar, ons sê die dinge in woord, ons sê dit met woorde, verbaal dis iets wat ons doen met woorde en werkwoorde en selfstandige naamwoorde, soos wat ons taal gebruik om dit te doen. Hy praat nie teen dit nie, so hy praat nie teen belydenis as sulks nie, maar wat hy wel teen praat, is belydenis net as dit, op sy eie. En dit was nog nooit die Bybelse patroon nie. Dit was nog nooit van enige Christen verwag om net 'n belydende Christen te wees nie. As ons dit is, dan kan ons maar net sowel teruggaan Rome toe. Okay. Sal hulle is om dit te doen. Dan kan ons maar teruggaan en die Katolieke weer join. Want dis wat hulle doen. Hulle doen dit baie goed. Hulle bely elke liewe ding. Elke liewe ding, maar in praktyk, sien? Dis waar die verskil kom. En dis hoe ons hom verstaan. Nie net in belyk nie, nie net dat ons lief is vir hom of lief vir die broeders of so nie. Nie net met die tong nie, maar met daad en in waarheid. Kyk, hierdie is 'n beginsel wat geld in die normale wêreld, is dit nie? Hoe weet jy iemand is 'n ingenieur? Wel, dit kom uit in praktyk. Kyk, dis nie net wat hy sê nie, want jy kry mos van daai ouens, nê? Hulle sê hulle is 'n ingenieur, weet, hy vat die engine en hy sit hom neer. Okay? Jy kry daai tipe ingenieurs. Okay, maar dis in praktyk wat jy kan sien. Nee, hierdie ou maak uit. Kyk wat doen hy, kyk sy werk, kyk wat hy produseer. In ander woorde, dis nie net in belydenis, okay, jy weet, nee, glad nie. Maar die twee kom by mekaar uit. Daar's 'n plek waar die twee by mekaar moet uitkom. En dit is presies dieselfde vir 'n kind van God. Dit is presies dieselfde, met ander woorde, hoe dit lyk om 'n kind van die Here te wees wat dien in sy kerk. Nie net in woord nie, maar ook in daad. Nou ek is baie lief vir die kerk en ek weet julle is ook baie lief vir die kerk en ek weet deel van die rede hoekom sommige van julle aangetrokke gevoel het tot hierdie kerk is nie net alleen wat ons bely nie en dit doen ons Sondag na Sondag en dit is natuurlik 'n groot deel van wat ons doen, maar dit is ook hoe dit in praktyk uitkom, is dit nie? Hoe daar bewys word dat ons hierdie dinge regtig glo, dat ons dit eintlik glo. Hoekom? Want ons is betrokke in mekaar se lewens. Ons leef hierdie Christelike lewe saam, nie in isolasie van mekaar nie, maar gesamentlik. In gemeenskap met mekaar, né? Dit is inherënt wat dit beteken om 'n gemeenskap te wees. To be a community, dis waarvan ons praat. En jy kan nie in 'n gemeenskap leef sonder om jou kant te bring nie. Dis hoe dit is. So Johannes se opdrag hierso is baie eenvoudig. In 'n sekere sin wat hy sê, hou op bely. Hou op en wys vir my. Wys vir my. Wys vir my hoe jy jou lewe. Het Francis Schaeffer wat 'n apologeet was,
En hy het baie geweet oor filosofie en al die tipe dinge. Een van sy boeke het hierdie titel, How Should We Now Live? Or How Should We Then Live? Dit is 'n goeie titel. Goeie titel, want as jy al hierdie dinge weet oor teologie en oor leerstellings en oor God en wie hy is, en daar is sommige van ons wat dit in gevleelde woorde vir mekaar kan verduidelik, op wyses wat ek self sukkel om dit te doen, dit maak nie saak nie, selfs al kan jy al hierdie dinge doen, en jy gaan nie uit en jy lewe as volg nie, dan is dit als niks. Niks. Paulus het dit so mooi gesê, al het ek die gawe om hemelse tale te praat, en ek het nie die liefde nie, is ek 'n hol simbool, ek is 'n klinkende simbool, met ander woorde, ek is zippo, zero, sonder praktiese liefde in my lewe. Hoe gaan dit jou lewe affekteer, liewe luisteraar? Hoe gaan dit jou lewe transformeer? Kyk, ek is klaar. Vandag gaan ons 'n bietjie vroeër huis toe. En dis ook okay. Okay? Serieus, hoef nie hierso 'n dooie perd aan te hou doodslaan nie. Okay? Moet asseblief nooit 'n dooie perd slaan nie, okay? Vir dies van julle wat sukkel om dinge te begryp. Kyk, dis voor die hand liggend, nee. Kinders sal vir jou nou kan sê waar hierdie preek was, hè? Okay, so wat jy sê is wat jy moet doen. Wat jy in glo is hoe jy moet leef. So maklik soos dit. Maar hoe gaan dit nou 'n verandering in jou lewe hê? Hoe gaan dit jou aanspoor om goeie positiewe veranderinge in jou lewe in te werk? Hoe gaan? Ek weet nie. Daar's 'n legioen maniere. Hoeveel mense is hier vanoggend? Dis 'n goeie bywoner. Baie dankie. Ek is so bly julle is hier. En dit gaan net aanhou beter en beter raak. Hou goeie moed. Maar daar's 'n legioen maniere wat ons dit kan toepas op elkeen se lewe hierso. Ek weet nie persoonlik, ek kan nie nou in jou hart kyk nie, ek kan nie sien wat jy dink nie, maar ek weet die Heilige Gees weet. Ek weet, God weet hoe jy moet reageer op hierdie lering. Hoe lyk dit in jou lewe? Hoe het dit verlede week gelyk? Hoe het dit gister gelyk? Hoe kom jou belydenis ooreen met jou praktyk as 'n Christen? En ek is daar saam met julle. Ek en Anna is daar saam met julle. Ons is almal in dieselfde bootjie. Hier is gou 'n verhaaltjie uit ons lewe uit. Okay. So die naaste wat ek al ooit gekom het aan om nie te wil preek nie. 'n Sondagmôre. Dit was nie onlangs nie, dit was vroeër jare. Was eendag in 'n Sondag net voor nagmaal. En ek en Anna, ons het so 'n bietjie onmin onder ons beleef, as ek dit ligtelik kan sê. Moontlik as gevolg van my eie sonde en my eie trotsheid, wat baie die geval was vroeër in ons huwelik. En die Here het hierdie ou maar baie pakslag gegee langs die pad, hoor, op 'n geestelike manier. En dit was so naby, so naby dat letterlik oomblikke voordat ons nagmaal geneem het, moes ek my vrou om vergifnis vra. Want andersins het die Here die reg gehad om allerlei dinge met my aan te vang as hy wou. At least dis wat Paulus sê in 1 Korintiërs 11. Met ander woorde, ons het die vermoë om iets voor te dra of om iets uit te straal. Ons het daai vermoë. Hier's ek is so 'n voorbeeld. Ek kan nie opdaag met my baadjie en my das en ons almal glimlag en swaan, maar daar kan dinge aan die gang wees wat rede is vir Johannes om met my te praat en sê, hoorie, nie net in woord nie, maar ook in daad en waarheid. Hoe ook al dit lyk in jou lewe, ek hoop dat die Heilige Gees dit vir jou gaan toepas en dat jy die gehoorsaamheid in jou hart sal vind om dit toe te pas in jou lewe. Dit is nie 'n gekompliseerde boodskap hierdie nie, glad nie. Dit is nie vreeslik kripties of enige iets nie, glad nie. So maklik soos 'n drieledig. Eerstens, hoe lyk die liefde? Hoe lyk dit? Wel, dit lyk soos Christus se liefde. Ons kan dit nie perfek doen nie, glad nie soos hy nie, maar ons kan begin as ons gered is. Tweedens, hier's hoe dit nie lyk nie. Moenie jou hart vir jou broeder toemaak nie. Moet dit asseblief nie doen nie. Moet dit nie op 'n materiële wyse doen nie. Moet dit nie op 'n geestelike wyse doen nie. Moet dit nie op 'n sosiale wyse doen nie.
doen dit glad nie. Okay? Want hoe kan die liefde van God in jou wees as jy dit doen? En dan derdens en laastens, doen dit. Nie net in woord nie, maar doen dit ook in daad. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die geleentheid om weer eens u woord oop te breek en om te leer daaruit. Here, dankie vir hierdie boodskap van Johannes af, Here, dat ons in daad moet lief hê. En Here, ek weet dat ons as kerk sal versoek word dat ons liefde vir mekaar sal verkoel. Maar Here, dankie dat ons kan weet dat U is in ons. Dit is die grootte God wat in ons woon. En Here, dit is ook U wat ons toelaat om teen hierdie sondige geneigthede te veg. Vader, ons het al soveel ongelooflike voorbeelde gesien uit ons mense uit en die tipe liefde wat hulle vir mekaar het. En Here, ek weet dit is hierdie tipe liefde wat Johannes vereis, wat 'n voorbeeld is van Christus se liefde, maar ek wil ook vra, Here, dat U ons sal help, dat ons nie sal moed verloor nie. Here, dat ons nie sal moeg word om goed te doen nie. Maar Here, dat ons elke dag voor oë sal hê, dat ons is geroep as kinders van die Here om Christus se liefde vir mekaar uit te straal. Weerens, nie net in woord nie. Ja, dit ook, maar veral in daad en in praktyk. Gee asseblief vir ons die genade om voorbeeldig hierin te wees. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat julle ons hier vergesel het. Ek vertrou dat dit tot verfrissing van julle siele was. En ons sien mekaar volgende Sondag. Net 'n laaste herinnering. Daar is die Shepherds Conference wat aan die gang is hierdie week nou. Dit begin donderdag, woensdag. Wednesday or Thursday, I forget now. Thursday, right? Dit begin donderdag. En dan gaan dit aan al die pad tot Saterdag. Dit is bietjie anders te hierdie jaar. Maar ja, dit sal wonderlik wees as van julle daar kan uitkom. Die twee sprekers hierso hierdie jaar, onder andere, een van hulle, sy naam is Rocky Wyatt. En hy was Anna se jeugpredikant in Dallas, Texas. So julle kan hom al julle vra oor Anna en die dinge wat sy gedoen het. En ja, so doen dit gerus. Maar gebruik dit. Dis 'n goeie geleentheid. So en ek weet ook dat die Bybelstudies dan dit moontlik as 'n geleentheid sal gebruik om daar uit te kom die donderdag aand. Vir dies van julle wat dit nie kan doen nie, dis ook okay, maar praat met ons as daar 'n lift nodig is of wat ook al en ons maak 'n plan. Geniet julle Sondag wat voor julle lê, gaan en bederf mamma nou en dan sien ons julle volgende Sondag. Goed gaan.